Jou taalgebruik verklap dat jy jouself as 'n slagoffer van swaartekrag sien. Ons leef nie net nie, ons leef onder. Kyk na jou week. Jy is onderdruk by die werk, jy voel onder die weer, jy is onder die indruk dat dinge nie gaan uitwerk nie. Jy voel onderbevoorreg of jy voel jy onderpresteer as jy jouself met ander vergelyk. En as dinge regtig sleg gaan, is jou hele wêreld onderste bo. Dit voel of daar 'n onsigbare plafon bo jou kop is en die gewig van die lewe, die inflasie, die misdaad, die korrupsie, die siekte, die oorlog is besig om daardie plafon elke oggend 'n sentimeter laag te druk. Ons leef met hierdie konstante angs dat ons aan die onderkant van die heelal se voedselketting is. Dat die magte wat die sneller trek iewers ver bo ons sit en ons net maar moet probeer om kop bo water te hou. Maar hier is die oomblik waar die bordjies finaal verhang is. Die hiërargie van jou werklikheid het pas verander. In Efesiërs 1 skryf Paulus vir mense wat net so bang was vir die geheimsinnige magte van hulle tyd. Hy sê, God het 'n krag ontketen wat alles verander het, toe hy Jesus uit die dood uit opgewek het. Paulus gebruik 'n baie spesifieke Griekse woord, hyperano, en dit beteken dat Christus sit nou ver bo, hoog bo, elke mag, elke gesag en elke naam wat jy kan noem. En hier is nie 'n mooi gedagte nie. Dit is 'n nuwe jurisdiksie. Daar is niks. Geen politieke mag, geen wêreldoorlog, geen mediese diagnose en geen donker vrees wat buite die gesag van die opgestane Here val nie. God het letterlik alles onder sy voete gestel. Nie gebeur die groot skuif. Omdat Christus bo alles sit, hoef jy nie meer onder die druk van alles te knak nie. Ek dink dit beteken nie dat jou uitdaging skielik verdwyn nie. Dit beteken, jou adres het verander. Jy kyk nie meer van onder af op na jou probleme, asof hulle onoorwinnelike reuse is nie. Jy begin saam met Jesus van bo af na onder kyk na jou situasie. Jy is nie meer onderdanig aan jou vrees nie. Jy is nie meer ondergrawe deur jou verlede nie. Jy is saam met Christus geposisioneer in 'n plek van absolute oorwinning. So vandag, wanneer daardie gevoel van onderdruk weer sy kloue in jou probeer slaan, haal diep asem. Die graf is leeg, die troon is beset en die een op daardie troon het jou naam in sy handpalms gegraveer. Jy hoef nie onder te gaan nie. Jy is veilig by hom wat bo alles is.